Broers en susters, ons gaan vanoggend na 3 skrifgedeeltes kyk. Ek gaan nou geleentheid gee vir die wat graag hulle eie Bybels wil oopmaak. Ons gaan in die eerste plek kyk na Genesis 50, vers 15 tot 20. Daarna gaan ons net na een vers kyk vanuit Romeine 8, vers 28. En dan gaan ons saam lees uit Handelinge 4, vers 1 tot 31. En dan ook daarmee saam kyk ons vandag na NGB artikel 13, wat handel oor die voorsienigheid van God. Dat is nou geleentheid vir die wat hulle eie Bybels wil oopmaak. Ons gaan begin by Genesis hoofstuk 50. Hoofstuk 50. Genesis 50 vanaf vers 15. Na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het? Daarom het hulle 'n boodskap na hom gestuur. Voor sy dood het die vader beveel, julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad, ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê, hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Ons gaan dan, blaai dan in ons Bybels aan na die Nuwe Testament toe, na Romeine 8, na vers 28 toe. In hierdie een pragtige vers lees ons die volgende, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. En dan is daar nou geleentheid om te blaai na Handelinge hoofstuk 4. Handelinge hoofstuk 4 en ons lees daar vanaf vers 1. Petrus en Johannes was nog besig om met die mense te praat toe die priesters, die bevelvoerder van die tempelwag en die Sadduseërs op Petrus hulle afstorm. Die priesters en die ander was onthits, omdat die apostels die mense geleer het en verkondig het dat die opstanding uit die dood deur Jesus se opstanding 'n werklikheid geword het. Hulle het Petrus en Johannes gevange geneem en hulle, omdat dit al laat was, in die tronk gesit tot die volgende môre. Tog het baie van die mense wat hulle prediking gehoor het, gelowig geword, en die getal gelowiges het aangegroei tot omtrent 5000. Die volgende môre het die raadslede, die familiehoofde en die skrifgeleerdes in Jerusalem vergader. Ook die hoëpriester Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die lede van die hoëpriesterlike familie was teenwoordig. Hulle het die apostels voor hulle laat bring en hulle ondervra. Deur watter krag en in wie se naam het julle dit gedoen? Toe het Petrus, vol van die Heilige Gees vir hulle gesê, raadslede van die volk en familiehoofde, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n siek man en oor hoe hy gesond gemaak is. Julle almal en die hele volk Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is, dat hy gesond voor julle staan. Die Jesus vir wie julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het. Hy is die klip wat deur julle, die bouers, afgekeer is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring die verlossing en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur God wil dat mense verlos moet word nie. Die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet dit is maar ongeleerde
en eenvoudige mense. Die raadslede het hulle ook erken as volgelinge van Jesus. En toe hulle nog boonop die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die raadslede het hulle toe beveel om die raadsaal te verlaat en het die saak met mekaar bespreek. Wat gaan ons met hierdie mense maak, het hulle gevra. Dat 'n onmiskenbare wonder deur hulle plaasgevind het, is vir al die inwoners van Jerusalem duidelik. Ons kan dit nie ontken nie. Maar om te voorkom dat hierdie dinge nog verder onder die volk versprei, moet ons hulle met dreigemente verbied om weer in die naam van Jesus met iemand te praat. Daarna het die raad die apostels weer laat inkom en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. Maar Petrus en Johannes het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nadat die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle losgelaat. Hulle het dit gedoen omdat hulle geen rede kon vind om hulle te straf nie en vanweë die houding van die volk, want al die mense het God geprys oor wat daar gebeur het. Die man wat deur hierdie wonder gesond geword het, was immers al oor die 40. Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam tot God gebid en gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is, gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons voorvader Dawid, U dienaar, gesê, waarom het heidenasies te kere gegaan en het volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand gekom en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy gesalfde. En dan kom ons by een van die baie belangrike verse waarna ons gaan kyk. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met die heidenasies en die volk Israel saamgespan teen die heilige dienaar Jesus, wat deur U gesalf is. En hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het. En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat U dienaars met volle vrymoedigheid U woord sal verkondig. Laat U hand genesing bring en laat daar tekens en wonders plaasvind deur die naam van U heilige dienaar Jesus. Nadat hulle gebid het, die plek waar hulle bymekaar was geskud. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Dit is die woord van die Here. Ek lees dan vir ons ook NGB artikel 13 wat handel oor die voorsienigheid van God. Ons glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer, dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Tog is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie, en dra hy ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immer so groot en onbegryplik, dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer. Selfs al handel die duiwels en goddelose mense onregverdig. Ons wil ook nie verder as wat ons kan verstaan, nuuskierig ondersoek instel na die dinge wat hy bo die vermoë van die menslike verstand doen nie. Inteendeel, ons eerbiedig juis in alle nederigheid en in aanbidding die regverdige oordeele van God wat vir ons verborge is. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is, om slegs te leer ken wat hy in sy woord openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry. Hierdie leer bied onuitspreeklike troos, as ons daardeur geleer word dat niks per toeval oor ons kan kom nie, maar alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom. Hy waak oor ons met vaderlike sorg en heers so oor al die skepsels dat sonder die wil van ons Vader nie een haar van ons kop, hulle is almal getel, en ook nie een mossie op die aarde kan val nie. Ons verlaat ons hierop omdat ons weet dat hy die duiwel en al ons vyande in toom hou,
sodat hulle ons sonder sy toelating en wil geen skade kan aandoen nie. Daarom verwerp ons ook die gruwelike dwaling van die Epikureërs, wat sê dat God hom met niks bemoei nie en alle dinge aan die toeval oorlaat. Tot sover bely ons wat die Here se woord vir ons sê. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons glo en bely dat God hierdie pragtige wêreld, hierdie pragtige heelal geskaap het. Ons glo en bely dat hy alles wat ons kan sien en ook alles wat ons nie kan sien nie, in sy almag uit niks geskaap het. Die vraag is nou egter, is God nog steeds by sy skepping betrokke? En indien wel, tot watter mate is hy by die skepping betrokke en watter troos bied dit vir ons? Het hy 'n einddoel vir hierdie skepping en vir die mensdom in gedagte? En indien wel, wat is dit? En is hy besig om daartoe te werk? Is hy besig om dinge so te bestuur en te regeer en te beskik, dat daardie einddoel bereik sal word? Wel, al hierdie vrae wat ons het, val onder die tema van wat ons noem God se voorsienigheid. En ons het ook nou net saam gelees wat ons daarvan bely. Ons kan hierdie artikel 13 van die NGB opdeel in 3 gedeeltes, naamlik die wese van God se voorsienigheid, met ander woorde wat dit behels. In die tweede plek die oproep van God se voorsienigheid. Met ander woorde, wanneer ons besef wat God se voorsienigheid behels, wat van ons verwag word. En dan in die derde plek die troos van God se voorsienigheid. En dit is hierdie 3 sake waarna ons vandag sal kyk. In die eerste plek die wese van God se voorsienigheid. Ons glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer, dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Tog is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie, en dra hy ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immer so groot en onbegryplik, dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer, selfs al handel die duiwels en goddelose mense onregverdig. Aan die einde van die artikel wat ons gelees het, word daar gepraat van die Epikureërs. Dis 'n groep mense van destyds wat gesê het dat God die wêreld geskaap het, maar dat hy nie regtig omgee wat in hierdie wêreld gebeur nie, en dat hierdie wêreld eintlik aan die toeval of aan die noodlot oorgelaat is. En hierdie leer bied vir die mens absoluut geen troos nie. Want as iets goeds met jou gebeur, dan is dit maar net per toeval. En as iets slegs met jou gebeur, dan is jy nou maar net die ongelukkige slagoffer van die noodlot. En die Here kan en wil jou eintlik nie daaruit help nie. Baie ander mense sal nog sê, die Here het die wêreld geskape en toe het hy natuurwette daar geplaas en nou is die wêreld eintlik maar net soos 'n klok wat loop. Dit is soos 'n horlosie wat hy opgewen het en nou sit hy daar bo in die hemel. Die wêreld bestaan en gaan voort van self sonder dat hy betrokke is. Maar broers en susters, dit is so ver van wat ons in die Bybel lees. Of dan is daar nog baie ander mense wat sê dat God wel tot 'n mate in beheer is van hierdie wêreld, maar toe die sondeval plaasgevind het, het sy beheer drasties afgeneem. Want nou is eintlik die sondige mense in beheer. Wêreldleiers en heersers, regerings en konings, eintlik is hulle in beheer, maar eendag wanneer ons Here Jesus Christus terugkom, dan sal God weer beheer neem. En ook dit, broers en susters, is hoegenaamd nie waar nie. Ons bely eerder dat God nog hierdie skepping onderhou. Ons bely dat as hy vir 1 sekonde sy hand van hierdie skepping af sal wegneem, alles op 'n katastrofiese wyse tot 'n einde sal kom. Ons lees op baie plekke in die skrif hoe hy nog hierdie skepping onderhou. Ons lees dat hy die reën stuur, dat hy gras laat groei,
dat hy vir die leeu's en vir die voëls kos gee, dat hy die lelies van die veld beklee. Hy is baie intiem by sy skepping betrokke. In Handelinge 17 lees ons dat God nie net die nasies gemaak het nie, maar hy het bepaal waar hulle sal leef, hoe lank hulle sal bestaan, en dan hierdie pragtige woorde, deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Elke tree wat ons gee, elke asem wat uit ons mond uitkom, is te danke aan hom. Maar ons bely dat God nie net die skepping onderhou nie, nee, hy regeer en hy bestuur, en hy doen dit tot so 'n mate, dat niks, maar niks in hierdie wêreld sonder sy beskikking gebeur nie. En ons gaan nou sien hoe ons al hierdie dinge met vrymoedigheid kan bely op grond van die woord en vandag op grond van die verhaal van Josef. En voordat ons vir 'n oomblik by Genesis 50 wat ons gelees het stil staan, kom ons kyk eers 'n bietjie wat in die lewe van Josef gebeur het. Baie van julle is dalk vertroud met hierdie verhaal. Josef was sy pa se witbroodjie. Sy pa het hom totaal en al voorgetrek. Ons kan maar net dink aan die pragtige en kleurvolle jas wat sy pa vir hom gegee het. Josef het ook drome as 'n kind gehad. Drome wat hy nog nie verstaan het nie, en hy het aan sy broers hierdie drome vertel, naamlik dat hulle eendag voor hom sal buig. Al hierdie dinge het gemaak dat sy broers baie jaloers is op hom, en dat hulle hom werklik net gehaat het. Daarom, eendag toe hy in die veld na hulle toe gestap kom, het hulle besluit, hulle gaan hom in 'n put gooi. Hulle het eers gedink hulle gaan hom doodmaak, maar toe besluit hulle, nee, kom ons verkoop hom eerder. Ons is daarom nog steeds ontslae van hierdie drome. En dan word Josef verkoop aan Potifar, 'n dienaar van die Farao se huis, en daar in Egipte ly hy ook baie dinge. Hy word onregverdig in die tronk geplaas. Maar die Here is heeltyd by hom. In die tronk lê hy onder andere die skinker se droom uit, maar wanneer die skinker uit die tronk uitkom, dan vergeet hy van Josef. Wel, dit is tot op 'n dag wat die Farao 'n droom het wat niemand, nie eers een van sy towenaars, kan uitlê nie. En dan onthou die skinker, maar daar is iemand in die tronk, daar is Josef. Ons gaan hom gaan haal, en dalk kan hy die Farao se droom uitlê. En deur die Here se genade het hy die Farao se droom uitgelê en gesê dat daar jare van hongersnood gaan kom, en dat hulle in die 7 goeie jare goed moet voorberei, sodat die volk in die 7 slegte jare nie sal vergaan nie. En op die ou einde maak die Farao hom tweede in bevel van die hele Egipte. Maar nou moet ons baie mooi verstaan, broers en susters, God se voorsienigheid hierso, die boodskap van hierdie verhaal is nie iemand wat verkoop is en swaar gekry het, word verhef tot 'n hoë posisie en dis die einde van die verhaal nie. Nee, ons sal baie binnekort sien dat dit eintlik nie oor Josef gaan nie. Josef is eintlik net 'n werktuig in die Here se hand. Die gedeelte waarop ons dan in die besonder wil fokus in Genesis 50 is hierdie woorde van Josef. God het nie net aan Josef die gawe gegee om drome uit te lê nie, maar hy het ook aan hom die gawe gegee om sy voorsienende hand in alles te kan raak sien, wanneer Josef sê, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie bedink, om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk aan die lewe te hou. Ons kan in hierdie verhaal werklik waar sien hoe God oor alle dinge beskik. Die broers het kwaad teen hom bedink. Dit wat hulle gedoen het was sondig. Dit was teen God se wil en hulle wou daarmee kwaad bereik. Maar God het ook daardie kwaad bedoel, maar hy het bedoel dat daardie kwaad 'n goeie uitwerking sal hê, soos Josef sê, dat 'n groot volk aan die lewe sal bly. Maar waarom was dit nodig dat 'n groot volk aan die lewe bly? Probeer om vir 'n oomblik die argument te volg. Indien Josef nie in Egipte opgeëindig het nie, sou hy op die ou einde nie die Farao se droom uitgelê het. Hy sou op die ou einde nie met goeie planne vorendag kon kom, sodat Egipte gered kan word van die hongersnood nie.
En gevolglik sou die gesin van Jakob, die nageslag van Abraham, nie gered word nie. En weet julle wat dan sou gebeur het, broers en susters? Weet julle wat sou gebeur het, indien die huisgesin van Jakob uitgesterf het, vanweë hongersnood? Die Christus sou nie uit hulle nageslag gekom het nie. Hy sou nie vir ons sondes kom sterf het nie. Hy sou nie kom terugkeer, sodat ons in sy ewige heerlikheid kan deel, en sodat ons vir ewig God se heerlikheid kan besin nie. En dit is die einddoel, waarmee God met die skepping en die mensdom heen op pad is, en hy gebruik vir Josef as werktuig. Ons bely dat God oor dinge regeer en bestuur. En nou is dit veral hierdie woord bestuur wat van belang is. Die woord bestuur laat ons nogal baie dink aan 'n skip op die oseaan, en hierdie skip is op pad na 'n baie spesifieke eindbestemming. En nou moet ons mooi besef, die eindbestemming van hierdie skip is dat ons Here Jesus Christus terugkom, dat die uitverkorenes ewige heerlikheid ontvang, en dat God se naam vir ewig geloof en geprys word. Dit is God se einddoel met hierdie skepping. En hy is aan die stuur van hierdie skip. Nie wêreldheersers nie, nie regerings nie, nie bose mense nie, nie duiwels nie, nie eers die Satan nie. Ja, hulle kan werk op die skip, hulle kan hierdie skip in die verkeerde rigting probeer draai, maar God is rustig agter die stuur. En daardie skip gaan in presies die rigting wat hy wil hê dit moet gaan. Maar nou, baie belangrik dat ons byvoeg, God is nie die bewerker van sonde nie, en hy kan ook nie verantwoordelik daarvoor gehou word nie. Die sonde wat die broers gedoen het, was alleenlik hulle skuld. En tog beskik God oor alle dinge. En nou raak dinge moeilik, broers en susters, want hoe kan God aan die een kant oor alle dinge beskik, maar vry bly van sonde, sodat wanneer die mens sondig, dit net die mens se skuld is? En hier moet ons kan stil staan en sê, met ons ou kleine menslike verstand sal ons dit nie kan begryp nie. Maar dit is wat die Bybel leer. Die Bybel leer dat God oor alle dinge beskik, sonder om sonde te doen, en dat wanneer die mens sonde doen, dan is dit alleenlik die mens se skuld. Maar kyk hoe wonderlik is dit wat God doen. Ons praat hier van deur kruising. Dit wat die mense baie keer doen, is sondig en boos. Maar nou sê een predikant dit so mooi, dit wat die mens doen, is 'n negatief. En nou kom God, hy deurkruis dit, en hy maak van dit 'n positief. Hy neem dit by sy raadsplan op, en hy gebruik dit om daardie goeie einddoel te bereik. Hoe wonderlik is ons God nie, broers en susters. Dit is die wese van God se voorsienigheid. Hy onderhou sy skepping, hy bestuur alle dinge, hy regeer oor alle dinge tot so 'n mate dat niks sonder sy beskikking gebeur nie. Maar nou met dit gesê, is dit nodig om te vra, maar wat is ons verantwoordelikheid? Wanneer ons hoor wat die wese van God se voorsienigheid is, moet ons vra, wat word van ons verwag? Ons bely verder. Ons wil ook nie verder gaan as wat ons kan verstaan. Nuuskierig ondersoek instel na die dinge wat hy bo die vermoë van die menslike verstand doen nie. Inteendeel, ons eerbiedig juis in alle nederigheid en in aanbidding die regverdige oordeele van God wat vir ons verborge is. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is om slegs te leer ken wat hy aan ons openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry. En nou om hierdie gedeelte te belig, kyk ons na die verhaal van Handelinge 4. Nou ons gaan nie vir te lank by die konteks stil staan nie, maar dit is nodig om iets van die konteks van Handelinge 4 te sê. In Handelinge 3 het Petrus en Johannes 'n man wat verlam was, genees. En nou is dit 'n groot probleem vir die Joodse leiers van daardie tyd.
En daar's 'n paar redes hoekom dit vir hulle 'n probleem is. In die eerste plek verkondig hulle die opstanding. En dit is iets wat die Sadduseërs nie van gehou het nie, want die Sadduseërs was 'n groep Joodse leiers wat geglo het dat daar nie die opstanding van die dooies is nie. So in die eerste plek is hierdie nou vir hulle 'n teologiese probleem. Maar verder is hulle ook bang, want hierdie mense het dit gedoen in die naam van Jesus. Hulle kan nie ontken dat 'n wonderwerk gebeur het nie. Hulle self sê dit. Daar's nie gronde om hulle in die gevangenis te hou nie. Maar hulle is bang dat hierdie Jesus-beweging so gaan groei. Ons lees immers van die getal wat tot 5000 gelowiges gegroei het. Hulle is so bang dat hierdie beweging gaan groei, dat die Romeine, onder wie se heerskappy hulle is, in opstand teen hulle gaan kom. So hulle is nou ook bang vir politiese redes. Verder is hulle ook ontsteld, want hulle gesag is besig om af te neem. Mense soos Johannes en Petrus is, soos ons gelees het, ongeleerde mense, en tog hang die mense aan hulle lippe. Hulle glo dit wat hulle van die Here Jesus verkondig. En al hierdie dinge bied vir hulle 'n probleem. Maar op die ou einde is daar nie gronde om hulle gevange te hou nie, en hulle laat hulle vry. En dan kom ons by wat ons vandag by wil stil staan by Handelinge 4, en dit sluit ook baie mooi aan by die verhaal van Josef. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus, wat u gesalf het, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. Kan julle sien hoe dit aansluit by die verhaal van Josef? Aan die een kant sien ons mense wat sondige en bose dinge doen. Hulle kruisig die Here Jesus, dis sondig en dis boos. Maar aan die ander kant sien ons dat God steeds dit beskik het, sonder dat hy self daarvoor skuldig is. Die mense het hom gekruisig, maar God het beskik dat hy vir ons sonde sterf. Ons hoor dit so mooi in Efesiërs 1 vers 11, hy doen alles. Nou moet ons mooi verstaan, hierdie woord alles beteken werklik waar alles. Hy doen alles volgens die raad van sy wil. Die mens kan niks doen wat God nie vooruit besluit het, gaan gebeur. Dinge wat hy nie vooruit besluit het, hy aktief gaan toelaat nie. Ons lees in Jesaja 53, dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly. En dit alles sodat ons nie die pyn van God se oordeel hoef te ly nie. En ook hier moet ons sê, ons staan voor 'n vreeslike groot geheimenis, en ons bely dat ons nie verder moet gaan as wat ons verstand ons toelaat nie. Ons kan nie verstaan hoe God alle dinge beskik, en tog nie skuldig aan sonde is nie, maar die Bybel leer dit, dit is 'n feit. Alles wat God doen is heilig. Al sy werke is goed. Ons het immers bely, hy beskik en voer alles goed en regverdigheid, selfs al handel goddelose mense onregverdig. Ons kan nou egter baie prakties word, want baie keer verstaan ons nie waarom die Here dinge doen wat hy doen nie. Waarom gaan ek deur hierdie siekte van my? Waarom het ek my werk verloor, alhoewel ek my alles gegee het? Waarom voel dit asof dinge keer op keer net skeef loop in my lewe? En broers en susters, ons moet besef, daar is 'n plek om so met die Here te praat, om vir die Here te sê, Here, ek worstel, ek kan nie verstaan waarom hierdie dinge met my gebeur nie. Die hele boek van Job getuig daarvan. Job het nie stil gebly nie. Job het op stadiums vir die Here gesê, Here, dit voel vir my partykeer asof U my vyand is. Jemas, die digter van Psalm 88, sê op 'n tyd, Here, dit voel vir my asof donkerte 'n beter vriend as U is. Daar is 'n tyd en 'n plek om in gebed met die Here te worstel. Maar nou moet ons ook besef, ons kan nie alles wat God doen begryp en verstaan nie. Ons onderskei gereeld tussen God se
geheime wil of sy verborge wil en aan die ander kant sy geopenbaarde wil. Sy geopenbaarde wil is die skrif. Dit is dinge wat ons met sekerheid kan weet, maar daar is sekere dinge wat hy nie wil hê ons moet weet nie, wat ons nie hoef te weet nie, wat ons nie eers sal kan begryp nie. En daarom dat ons bely, ons is gelukkig daarmee om slegs te leer ken wat hy in sy woord aan ons openbaar. En dan lees ons in vers 29 van Handelinge 4, waar hulle sê, gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. En net 2 verse later, en toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Hulle het besef, ons kan nie verder gaan as die woord van die Here nie. Ons is gelukkig daarmee dat ons slegs diensknegte en leerlinge is. Ons kan nie weet hoe en waarom God altyd werk nie, maar ons kan gehoorsaam wees aan sy woord. Ons kan elke dag opstaan en vra, Here, ek weet nie wat vir my wag nie. Ek het nie 'n program vir die lewe ontvang nie. Maar ek kan doen wat U in die woord vir my sê. Wat wil U hê moet ek vandag doen? Wat is U wil vir my vandag? Maak dit aan my bekend, soos ek deur die bladsye van die skrif blaai. Dit is wat van ons verwag word. Ons kom nou in die derde plek, by die troos van God se voorsienigheid. Hierdie leer bied onuitspreeklike troos as ons daardeur geleer word, dat niks per toeval oor ons kan kom nie, maar alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom. Hy waak oor ons met vaderlike sorg en heer so oor alle skepsels, dat sonder die wil van ons Vader nie een haar van ons kop, hulle is almal getel, en ook nie een mossie op die aarde kan val nie. Ons verlaat ons hierop, omdat ons weet dat hy die duiwel en al ons vyande in toom hou, sodat hulle ons sonder sy toelating en wil geen skade kan aandoen. Broers en susters, daar is so baie skrifgedeeltes wat maak dat ons hierdie met vrymoedigheid kan bely. Maar een van hierdie gedeeltes is Romeine 8 vers 28, waar ons lees, God laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Broers en susters, hierdie woorde is werd om in goud op elke gebou gegraveer te word. Maar nou moet ons eers mooi verstaan wat hierdie woorde nie beteken nie. Hierdie woorde beteken nie dat alles vir almal goed sal uitwerk nie. Hierdie is slegs bedoel vir die wat God liefhet, gelowiges. Verder moet ons ook verstaan, dit beteken nie dat alles op die ou einde gaan gebeur soos ek wil hê dit moet gebeur nie. Ek het hierdie droom en hierdie plan vir my lewe en nou kom daar 'n bietjie hindernis hier, 'n hindernis daar, maar na so 10, 15 jaar, dalk selfs na dekades, sal dit wat ek wil hê gebeur, want die Here wil dit ten goeie vir my hê. Maar dis nie wat dit beteken nie. Wat hierdie gedeelte wel beteken, is dat niks met ons sal gebeur wat God nie tot ons beswil sal verander nie. Hoor vir 'n oomblik wat bely ons in Sondag 9 van die katekismes. Hy sal ook al die kwaad wat hy in hierdie jammerdal oor my beskik, tot my beswil verander, omdat hy dit as 'n almagtige God kan, en ook as 'n getroue Vader wil doen. Hoor mooi daardie twee sinne. In die eerste plek, omdat hy dit as 'n almagtige God kan doen. Hy kan dinge tot my beswil verander, maar dis nie net so dat hy dit kan doen nie, as liefdevolle hemelse Vader wil hy dit doen. Hy is getrou en hy wil dit doen. Baie keer gaan dit jare neem vir ons om die volle prentjie te kan sien. Baie keer gaan die Here dit wat met ons gebeur gebruik, dat dit ten beswil dien van sy kerk. Dit is wat met Josef gebeur het. Dalk gaan jy tans deur baie swaar kry, sodat dit later 'n getuienis kan wees vir ander mense, en so hulle tot geloof kan kom, en die Here se naam groot gemaak kan word. Die Here sal alles wat met jou gebeur gebruik, tot jou beswil en tot die beswil van sy kerk.
Maar ons moet baie mooi besef, daar is iets wat vir die Here belangriker is as ons eie, kan mens sê, gemak. Daar is iets wat vir die Here baie belangriker is as ons eie drome. En dit is dat ons meer soos ons Here Jesus Christus word. Dit is die beswil waarvan daar gepraat word. Ons kan met sekerheid weet, maak nie saak wat met ons gebeur nie. Maak nie saak watter sonde ons in geval het nie. Maak nie saak hoe baie ons ly nie. God sal dit so gebruik dat ons meer soos Christus word. En nou moet ons besef, broers en susters, wanneer ons meer soos Christus word, wanneer ons meer soos hy dink en meer soos hy optree, dan sal ons waarlik gelukkig wees. So ons kan nie altyd verstaan wat God doen nie. Ons kan nie altyd verstaan hoekom die dinge gebeur nie, maar ons weet dat ons meer soos Jesus Christus in die proses sal word. En by ons lê daar ook 'n verantwoordelikheid. Deur elke moeilike tyd moet ons vra, maar in hierdie moeilike tyd, in hierdie tyd van beproewing, in hierdie tyd van teëspoed, is ek besig om minder op myself staat te maak? Is ek besig om meer my leë hande uit te steek, om my krag by Christus te ontvang? Dis die vraag. Ons kan al hierdie dinge voorstel met die beeld van 'n operasietafel. Jy lê daar op die operasietafel want daar is iets in jou wat uitgesny moet word, iets wat sleg is vir jou. En nadat jy uit die operasiesaal uitkom, is dit seer. En jy's kwaad vir die dokter, jy's kwaad vir die geneesheer, jy weet nie hoekom hierdie dinge met jou moet gebeur nie. Maar later is jy dankbaar, want dit is uit jou uit. Jy het meer soos Christus geword. God het dit tot jou beswil verander. Om af te sluit, kan jy raak sien wat God se voorsienigheid behels? Dat hy hierdie wonderlike skepping onderhou, dat dit nog sy skepping is, dat hy in beheer is, dat hy alle dinge beheer en bestuur, sodat niks sonder sy beskikking gebeur nie. Kan jy sien wat van jou verwag word? Besef jy dat ons al hierdie dinge nie ten volle kan begryp nie, ons kan nie verstaan wat sy verborge wil is nie. Maar ons is tevrede daarmee om gehoorsaam te wees aan sy woord, om te bly by dit wat in die Heilige Skrif aan ons geopenbaar word. En kan jy sien watter geweldige troos hierdie vir ons bied? Maak nie saak wat met jou gebeur nie. God sal dit so beskik dat jy meer soos Christus word. Ek wil afsluit met 'n aanhaling van 'n baie bekende prediker oor see, Timothy Keller. Hy het eens op 'n tyd gesê, God se voorsienigheid behels dat hy dit oor jou pad stuur waarvoor jy sou gevra het as jy die volle prentjie geken het. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons dank U vir die absolute rykdom van U woord. En ons dank U ook dat mense honderde jare gelede besluit het om op te som wat ons van U woord glo, wat ons met vrymoedigheid kan bely. Here, die boodskap van U voorsienigheid is nie 'n donker boodskap nie. Dis nie 'n boodskap van U wat daar bo sit en maar net links en regs willekeurig dinge doen en nou moet ons daaronder ly nie. Nee, dit is die boodskap van U wat as liefdevolle hemelse Vader, U wat triljoene oneindige hoeveelheid faktore op een slag in ag neem en sekere dinge oor ons pad stuur omdat U wil hê dat ons meer soos Christus moet word. Wat 'n troos. En mag dit juis dit vir ons wees, 'n troos. En ons bid dat dit veral vandag tot troos sal wees van mense wat swaar kry. Die mense van wie ons gehoor het onder die lief en leed. Mense wat al worstel met emosionele swaar kry, fisiese swaar kry, pyn en lyding, mense wat verlies ly, mense wat nie weet of hulle op U kan vertrou nie, mag hulle hier uitstap en weet, U is die beskikker van hulle lot, hulle kan heelhartig op U vertrou.
Here, wil U saam met ons wees deur die res van hierdie dag. Mag ons U verder leer ken in die woord en mag ons daarby bly. En wil U ook gee dat ons op hierdie rusdag wat 'n voorsmaakie is van die ewige rus, mag ons op hierdie rusdag werklik waar ons kragte hernuwe deur U woord, deur gemeenskap met U, sodat ons reg sal wees vir alles wat hierdie week oor ons pad kom. En ons bid dit met die wete dat U meer kan doen as wat ons ooit kan dink of bid, met die wete dat ons nooit die hoogte en die diepte en die wyte en die breedte van U liefde in Christus vir ons sal kan begryp nie, maar dat ons daagliks daarin kan groei. En in Sy naam vra ons dit. Amen.